Right, ouens, ons het verlede Sondag, kon ek nie by my volle preek uitkom nie, so ek het vir julle highlights gegee van growing deeper, en ons het gepraat oor, wortels wat gebou moet word, ons het gepraat oor die wortels wat moet ingaan, en so ek wil hê dat ons moet, as jy nie verlede week hier was nie, wil ek hê dat jy moet, binne die volgende week of 2 sal die video op YouTube wees, subscribe, like en comment, so sê hulle, maar subscribe, dan weet jy wanneer die preek gepost word, dan gaan 'n baie kort preek wees, ek dink dit was soos 20-30 minute, ek weet nie, het was 'n baie kort preek, want ons het so 'n lekker tyd in die Here se teenwoordigheid gehad met die worship, so, okay, maak gee julle Bybels oop in Lukas 5. Vandag wil ek 'n bietjie met julle praat oor going deeper, not growing deeper, but going deeper. Okay, ek wil graag hê dat julle moet verstaan dat die Here wil hê dat ons moet dieper in sy teenwoordigheid in beweeg. Ons moet dieper gaan in met wie hy is. Ons moet meer soek van wie hy is. Ons kan nie net bly by bekering nie. Ons kan nie net bly by ek het my hart vir die Here gegee, hy woon in my hart, ek glo in Jesus en nou vergeet ek van alles en ek gaan maar net aan met my lewe nie. Ons moet by 'n plek kom in ons geestelike lewe waar ons tot bekering kom, dis die beginpunt, waar jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, waar jy vir almal sê ek glo in Jesus. En nou groei ek, nou kom ek by 'n volgende stap en ek kom by 'n volgende gedeelte en ek raak gehoorsaam aan sy woord. En daarom is dit belangrik dat ons moet dieper gaan. Ons kan nie bly waar ons is nie. We need to go deeper. En ek glo dat die Here ons hierdie jaar roep om dieper te gaan, maar ook verder. En ons gaan hierdie paar weke gaan ons 'n bietjie tyd spandeer aan hoe kan ek dieper en verder in my geestelike lewe gaan? En dan gaan ons omdraai en ons gaan in Februarie maand, middel Februarie, ek praat nog met die Here oor daai timing gedeelte, maar gaan ons praat oor sy teenwoordigheid, his presence. En dit is vir my so belangrik dat ons in sy teenwoordigheid moet wees. This place must become a sanctuary. Wat beteken dit? Dit beteken dwelling place. Dit beteken 'n place where God lives. En nie net hierdie gemeente nie net die plek nie, maar elkeen van ons binne-in. Ons is die tempel van die Heilige Gees. Amen. Jy is die tempel van die Heilige Gees en die Heilige Gees woon in ons. Nou, om dieper te gaan in ons verhouding met God is 'n keuse. Ek en jy moet kies. Daar's 'n ou liedjie wat ons gesing het in die kerk, julle moet kies, julle moet kies. Die paaie is 2. Julle moet kies, want die paaie is 2. Een lei jou na die hel. Een lei jou na die Heer. Ek weet nie of dit so gegaan het nie, maar die liedjie sê kies, julle moet kies. Daar's 'n keuse aan wat ons moet doen. Okay, so om dieper te gaan in my verhouding met die Here is 'n keuse. Dis 'n keuse. Sê vir die ou langs jou, jy moet kies. Ons kan groei en ons kan intellektueel groei en ons kan meer kennis van God hê, maar as ons nie groei in ons karakter nie, as ons nie groei in ons verhouding met hom nie, dan beteken die kennis wat jy het absoluut niks. As jy nie kan groei in jou mens wees nie, jy het al die kennis, jy weet jy moet lankmoedigheid hê, jy weet jy moet die vrug van die Gees met liefde, blydskap, vreugde, vriendelikheid en selfbeheersing, jy weet al hierdie goed, jy het die kennis daarvan. Maar ons moet by 'n plek kom waar ons dit actually uitleef, waar ons in groei. Ons het verlede week het ons gesê, niks kan groei as die wortelstelsel nie reg is nie. En die wortelstelsel, jy moet gewortel wees in Christus. En as jy in Christus is, then the Holy Spirit produces the fruit. Love, peace, joy, long suffering, grace, mercy, self-control. Die Heilige Gees bring dit dan voort in ons lewe. Dis nie net genoeg om te sê ek is honger nie. Wie van julle het al gesê, fisies gesê ek is honger?
As ek kyk vandag na elkeen van ons, dan het jy nie honger gebly nie. Om te sê ek is honger, is net woorde. Om iets te doen aan die hongerte, is die ander ding. Ek kan vir almal sê, ek is honger. Maar as ek nie opstaan en vir my iets gaan maak om te eet, of om te kry om te eet nie, gaan ek honger bly. Nou, ek het al kosse probeer in my lewe. Ek het al tamatie probeer in my lewe. En ek het besef, die Bybel sê, beproef alle dinge en behou die goeie. En ons het dit nie behou nie, want dit was nie vir my goed nie. Maar elkeen van ons het al iets geëet. Iets niets probeer. En dan kom ons op 'n plek waar jy sê, "Jesus, ek het hierdie behoefte na daai ding." Kom ek gebruik my gunsteling go-to. Partykeer sal ek sit, dan kry ek net die smaak van kondensmelk. Dan weet ek, dis nou tyd vir kondensmelk. En prys die Here, in ons huis is daar 'n blikkie, glaspotjie met kondensmelk in. En elke keer sal hy vir my vra, "Hoekom raak die kondensmelk minder?" Ek weet nie. Maar so ek bely vanoggend, liefie. Maar jy kry daai smaak. Jy weet jy moet dit kry. Toe Leanne swanger was, het ek al die cravings gekry. Waarvan kondensmelk en cornflakes 'n fenominale kombinasie was. En dit was my craving. En slapchips. Ek probeer nou nog die gewig afkry. Maar jy het 'n craving na iets. Dan weet jy, ek moet daai iets kry. Al eet jy iets anders. Dit maak nie regtig saak nie, want jy daai behoefte vir daai hongerte, daai lus, jy daai begeerte na daai iets. Maar as jy daai iets nooit geproe het nie, gaan jy nooit 'n begeerte hê daarna nie. As ek nog nooit in my lewe kondensmelk en cornflakes geëet het nie, gaan ek nooit in my lewe 'n craving hê daarvoor nie. Ek moes dit eers geproe het ergens. En net so in ons geestelike lewe, het jy nodig om God te proe ergens in jou lewe. Die Bybel sê op 'n plek, "Taste and see that the Lord is good." Amen. So ons moet op 'n plek kom waar ons 'n ervaring met hom het, want dit skep weer hongerte na hom op 'n volgende gedeelte in ons lewe. En soos wat ons groei, kry ons groter hongerte na hom. Ons kry honger na hom. So dit help nie ons bly net by ek is honger nie. Kom ek vra die vraag, wie van julle is honger vir meer van die Here? Great. Kom ons kyk na vandag, hoe gaan ek daai honger stil? Want dit help veel, ons almal sê ek is honger vir die Here, maar ons bid nie, ons lees nie Bybel nie, ons kom nie gereeld by die byeenkomste by mekaar nie, ons is lui. Jy gaan honger bly. En die hongerte wat jy ervaar, kan nie gevul word deur enigiets anders nie. 'n Vriend van my het 'n hele paar jaar terug, toe kom die Here met hom begin praat, en die Here sê vir hom op 'n stadium, want hy sê vir die Here, Here, ek het so honger na U. En hy sê, my seun, ek weet jy het honger na my, maar op die oomblik, elke keer as jy daai hongerte ervaar na my, dan hardloop jy na kos toe. En die Here begin toe met hom praat oor, wanneer jy honger ervaar na my, moenie hardloop na die fisiese kos toe nie, hardloop na my toe. En hy het dit begin doen in sy lewe, en hy sê vir my, Rudy, dit was die mees amazingste tyd, want ek het 'n honger vir die Here, dan kom die vyand met versoekings, van ek het hierdie kos nodig, ek is honger, maar ek gryp na iets wat fisies is, maar eintlik het hy net 'n honger na die gees, en al hoe ek en jy dit kan les, kan stil maak in ons lewe, die honger kan wegvat, of die honger kan vul in ons lewe, is om tyd saam met die Here te spandeer, is om by hom te eet, tyd saam met hom in sy woord te spandeer. So kom ons kyk gou, en ek wil vandag dan met julle praat om dieper te gaan, om hierdie honger wat ons het, dan actually te vat en dieper te gaan, meer te gaan. Kom ons lees in Lukas 5 vers 1. One day as Jesus was preaching
on the shore of the Sea of Galilee. Great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper. Say deeper. And let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. Ek wil gou hier stop. Ons begin vers 1, hoor ons, the people pressed in. They pressed in. En terwyl ek het lees, hoor ek die Heilige Gees sê, we need, as a church, we need to press in. Daar is 'n deurdruk wat ek en jy moet doen. Dit help nie net ons kom, soos wat Leanne vanoggend gesê het met die worship, ons sing net deur 'n paar liedjies nie. We need to press in. Ons moet deurdruk. Want baie keer moet ons eers ontslaa raak van al ons vleeslike nikke en grille. Ek voel nie gemaklik nie, of die ou hier langs my sing falsetto, en die ou, weet, en jy moet eers al hierdie mindsets rondom jou, moet jy eers in lyn kry. Maar dis daar waar jy moet deurdruk en sê, ek gaan nie meer luister na hierdie ou nie, ek gaan so agter in die saal staan, want ek het 'n begeerte om God te aanbid. En dan gaan doen jy dit. You're pressing in. En ek wil vandag vir jou sê, we need to press in. So ons sien die mense het ingedruk. Waarheen het hulle ingepress? Hulle het na hom toe gekom. Hulle het na Jesus toe gegaan. It doesn't help we're pressing into stuff. Ek raak al hoe meer sportief, of ek raak al hoe meer business oriented, ek raak al hoe meer family oriented, ek is heeltyd hier gefokus. I need to press into Jesus, then all the other things will get into place. Jy kan dit gaan lees in Matteus 6:33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En daarom is ek en jy op 'n plek waar ons nie net meer indruk en sê, kom ons gaan kerk toe, en kom ons worship 'n bietjie, en dan gaan ons huis toe dat ons kan middagslaapie vat. Nee, I need to press in. Dit gaan beteken dat ons miskien 10 minute langer gaan worship. Dit gaan miskien beteken dat jy 2 of 3 sinne langer gaan luister na preek. Dit beteken dat jy miskien 'n bietjie meer tyd gaan spandeer by die Here wanneer jy sy woord lees. In die oggende wanneer jy wakker word en jou dag begin saam met hom, in plaas daarvan om net 5 minute te lees of net die verse of the day te lees, om te press in, om in te druk en te sê, Here, ek wil 'n bietjie meer van U hê. Nou begin ek 'n Bybelplan miskien lees, of ek begin 'n bietjie meer hoofstukke lees. Ek begin 'n bietjie meer tyd saam met hom spandeer. In plaas van om net deur my tickbox te gaan van my gebedslysie, ek bid vir my ma, my pa, my man, my vrou, my kinders, my werk, my baas. Nee? En ons gaan deur die hele lysie om nie net vas te kyk in jou checkbox van jou lysie wat jy bid nie, maar om 'n bietjie verder te gaan en te sê, Here, gee vir my nuwe woorde wat ek kan bid. Gee vir my nuwe goed waarvoor ek kan intree. En so groei jy na dit wat die Here vir jou instoor het. So press into Jesus. En hulle het nie net ingedruk om naby Jesus te wees nie. They wanted to hear his word. Hulle wou die woord hoor. En dis belangrik dat ek en jy moet tyd spandeer in God se woord. Hierso sê, wat vir my mooi is van hierdie hele storie, ons gaan nou 'n bietjie dit uitbrei, maar wat vir my mooi is van hierdie storie, Jesus started in empty boats. Hy het in 'n leë boot begin, maar hy het geëindig in 'n vol boot. Hy het geëindig in 'n vol boot, maar voordat daar uitkom, al voel jy leeg, al voel jy ek kan nie bid soos wat daai ou bid nie. Al voel jy ek kan nie so lank worship soos daai ou nie. Al voel jy ek is nie so heilig soos daai ou nie. Dit maak nie saak wat jy voel nie. Bring your emptiness to him and he will fill it.
He will fill it. Why? Because when we're spending time with Him, we're learning to obey His word. Ons leer om sy woord te gehoorsaam. Stepping into the boats, Jesus asked Simon to push it a little bit out of the water. Verse 5, Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, let the nets down again. Ek wil vandag iets aankondig. Stom gou die ou langs jou en sê vir hom, hey, jy moet gou luister, hier kom 'n aankondiging. Ek wil iets aankondig vandag, en hier is die aankondiging. Nothing will ever be the same. Nothing will ever be the same again. God is about to do something new. Look, He already started. Can you see it? Can you perceive it? He is doing something new. Hierdie versie sê vir my, dat Petrus kom na die Here toe en sê, maar Here, ons het laas nag, heel nag tyd spandeer om vis te vang. En ons het niks gekry nie. Maar, omdat U vir my sê, I need to do it. Because you said it, I will do it again. Gehoorsaamheid skop in. Daar is iets wat die Here vir jou sê, jy het dit al so baie lank, soveel kere so probeer. Doen dit nou op my manier. Doen dit op my woord. Jou timing was altyd verkeerd, maar nou omdat jy in lyn is met wat ek doen, omdat jy gehoorsaam is aan my woord, I will bring you into fulfillment of what I have called you. En hy sê vir hom, gaan gooi jou net weer uit. Luister baie mooi wat sê Petrus. Op grond van U woord sal ek die nette uitgooi. Die volgende prentjie kom met my op. Hulle is in vlak water. Hulle is in vlak water. En hy sê vir Jesus, ek gaan die nette weer uitgooi. Maar daar's een belangrike ding in hierdie verhaal wat Jesus vir Petrus sê. Hy sê, gaan dieper. Petrus kon net daar en dan die nette uitgegooi het en nog steeds niks gevang het. But he had to go deeper to catch the fish. Hy moes die volle woord van Jesus moes hy gehoorsaam wees. Hy moes die volle woord van God vat en sê, I'm going to react on that. I'm going to believe your word. I'm going to do what you say I need to do. I will go and I will throw out my nets in the deep end. In the deeper water. En hulle gaan diep kant toe. Sê, vra vir die ou langs jou, is jy reg vir die diep kant? Vers 6. And this time, kom ons werk, ja, vers 6. And this time their nets were so full of fish, they began to tear. Gou-gou 'n belangrike puntjie net hier inbring. Belangrike dingetjie inbring. Petrus was besig om nette te was. Hy was besig om die nette voor te berei vir die volgende vangs. En selfs in 'n goeie kondisie was die oorvloed soveel dat die nette amper wou skeer. Ek wil vandag vir jou sê dat ek en jy het nodig om onsself voor te berei vir dit wat die Here gesê het. Ons moet onsself voorberei. Jy kan nie net gaan visvang en doen wat die Here sê en niks preparation doen nie. As God gesê het, I want to do this in your life, then you need to prepare yourself. En hierdie jaar is 'n jaar waar ons nie net meer kan agteroor sit en sê, ek wil myself kondisioneer vir dit wat kom nie. Hierdie jaar is 'n jaar waar jy moet inspring, establish, bou, doen, oorgaan in aksie. As die Here vir jou 'n woord gegee het, moet jy vir die Here vra, Here, maak hierdie woord duidelik oor my lewe, sodat ek kan reageer, sodat ek kan beweeg, sodat ek kan doen dit wat die Here vir my sê om te doen, maar net soos wat hy vir jou en vir my sê. Nie volgens jou eie begeerte en jou eie lus en jou eie wil en jou eie dinge nie, op grond van God se woord. Luister baie mooi wat gebeur. Of the fish they began to tear. Vers 7. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking.
When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man." For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. His partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. Don't be afraid." Ek wonder baie keer, Jesus werk heeltemal op 'n ander manier as wat ons dink. Ek sou nie so seer in vrees gewees het nie, want hier het ek die grootste besigheidstransaksie op die oomblik in my lewe. Hoekom sal ek vol vrees wees? Maar hier kom die Here en hy sê vir hom, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." Toe Petrus gehoorsaam is aan Jesus, van die begin af, het hy sy boot bietjie weggevat van die kus af. Net so bietjie laat die mense nou nie saam met Jesus in die boot klim nie. Maar saam met Jesus sit hy aan die boot, hy hoor die woord van die Here en Jesus draai om en hy sê vir hom, "Nou, gaan dieper." En op daai uitnodiging van gaan dieper, kom hy terug en hy stap in sy roeping in. Daar is te veel van ons as kinders van die Here wat nog nie by ons roeping uitgekom het nie, want jy was nog nie bereid om dieper te gaan nie. When you are ready to go deeper, your calling will be revealed. Hou op soek na purpose boeke. Die meeste boeke op die boekrak in die biblioteek op die oomblik gaan oor what is my purpose? En is goeie boeke, en ek sê nie julle moet dit nie lees nie. Maar ek wil vir jou sê, gaan dieper in God in, then your purpose will be revealed. Amen. Your purpose will be revealed. Go deeper, go deeper. Sê vir die een langs jou, go deeper. Luister baie mooi. En ek wil hierdie woord fokus, of hierdie stelling wat ek nou gaan maak, veral op ons besigheidsmanne en vroue. And Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." As soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Hierdie is die grootste transaksie, ek dink in die geskiedenis van wat Petrus, Jakobus en Johannes ooit ervaar het. Soveel vis dat hulle bote sink. En hulle kom op 'n plek waar hulle die bote eventually by die kus gelos het en Jesus begin volg het. Hy sê, immediately when they reached the shore, they followed Jesus. Ek wil vir ons besigheidsmanne en vroue sê, if you are chasing the sinking boats, it will be sinking boats. But if you're chasing Jesus, you will handle the boats. Jou boot sal gevul word. Ek hoop julle sien die kontras, die paradox, dat jy sal sien dat wanneer jy Jesus volg, dan sal jou besigheid suksesvol wees. Maar as jy 'n suksesvol besigheid soek sonder Jesus, it won't be successful without Jesus. As kinders van God moet ons besighede hardloop volgens God se woord. Okay, dit was vir julle. Wanneer ons praat van om dieper te gaan, het ons nodig om dieper te gaan. Wie van julle, kom ons gesels gou 'n bietjie. Wie van julle was al by die Kango grotte? Wie van julle was nog nie daar nie? Okay. Alright, ek wil julle aanraai, gaan doen dit. Okay, gaan kyk die Kango grotte. Ek gaan vir jou 'n prentjie probeer skets gehad doen en gaan jy vol excitement wees vir die Kango grotte. Die Kango grotte, ons was nou al bevoorreg om daarom so 2 of 3 keer daar te wees. Maar my vrou was baie meer as ek daar. Dis 'n cliffhanger. Anyway, so, nou gaan jy in hierdie grot in en dan jy 'n guide wat saam met jou is. En ek wil vir jou sê, as jy dieper gaan in jou verhouding met die Here, ons het 'n guide. Sy naam is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is saam met ons, okay? So dis hoekom Jesus vir Petrus dan sê, don't be afraid.
Okay, don't be afraid. The Holy Spirit is with us. He will guide us. He will guide us to where we need to go. Alright, nou gaan jy in hierdie Kongo grotte in. Nou, as jy by die Kongo grotte kom, dan kom jy daar so en it's beautiful. Ek meen daar's bankies en stoeltjies, daar's selfs 'n restaurant. Dis 'n lekker plek om te wees. Okay, nog voordat jy by die grot is, ek meen jy weet jy gaan nou in die grot en jy weet jy gaan dieper. Ons is al klaar dieper want ons het die kaartjie gekoop. Alright, ons het tot bekering gekom en ons is daar. So nou kom ons op 'n plek waar ons sê, okay, ek wil nou dieper gaan, nou het ons so snacks geëet want ek meen jy moet dan 'n bietjie dieper ook gaan en want jy gaan nou dieper. En nou gaan jy dieper in die grot in en dan stap jy met hierdie paadjie en dan almal staan in hierdie groot saal binne in die Kongo grot. Jy het nou afgestap by trappe. En nou is jy onder en jy kyk op. En ons ligte oral in die grot wat net vir jou so bietjie laat sien wat in die grot aangaan. En dan begin die toergids met jou praat en dan sê hy, soveel jaar terug het oom so en so die grotte ontdek. En hy het net 'n olielampie by hom gehad en hy het daarbo, sien julle daarbo? Daar staan een van ons ander guides, hy waai vir jou. Sien julle hom, sien hom? Ja, ons sien hom daarbo en daar ver. Hy sê en die ou het daar afgekom. Ons het vandag met 'n staalstruktuurtrappe hier afgekom tot onder, maar die dag toe hy die Kongo grotte ontdek het hy net 'n olielampie gehad en hy het daar deurgestap en hy het nie gesien werklik wat voor hom is sê, en dan ewe skielik sit hulle al die ligte af. En al die kinders is, mama! Gryp aan mamma se broek en dis scary, want is pik getonker. En dan sit hulle 'n lampie, olielampie liggie daaraan, né? Die van julle wat al was. Dan sit hulle hom aan, dan kry jy die ervaring van wat oom so en so gehad het. En dan besef jy, dit was nogals risky vir hom om in te kom. En dan gaan ons aan, hulle sit dan weer die ligte aan, alles weer fyn, die kinders is, dankie tog, weet en hulle gaan net weer aan, en hulle hardloop rond, en mamma en papa probeer hulle net weghou van die al die stalagtiete en stalagmiete, al die goeters, nee, en hulle moet net dit afbreek, jy moet nie daaraan vat nie, want jou southand, anyway, al die gory in detail. Nou sê die guide vir jou, maar kom ons gaan verder. En dan sommige ouens, moet ons regtig dieper in hierdie grot ingaan? Ek meen net lampie hier boot my al klaar uitgefriek. En as nee, maar nie waar nie, ons gaan aan, dan gaan ons dieper in die grot. En jy beleef nuwe dinge van die grot. Jy hoor nuwe stories van die grot. Jy hoor 'n klomp nonsens van evolusie in die grot, maar anyway, ons gaan met ons Christelike hart. Nee, Jesus het alles gemaak. Right? En dan sê die guide vir jou, ons kan dieper gaan, maar is net vir die brave of heart. En dan almal wat nie brave and courageous is en klein genoeg is. Daar's 'n rede hoekom ek sê klein genoeg is. Want as jy verder gaan stap, dan vat hulle jou deur 'n skoorsteen en 'n posbus. Ja, jy word gepos. En dan moet jy deur gaatjies en dingetjies klim. Maar weet julle wat? As jy klaar is by die Kongo grotte, dan het almal foto's geneem en jy praat oor dit. Jy praat oor die ervaring wat jy gehad het. En jy sê ek het dieper gegaan. Ek het selfs deur die skoorsteen gegaan. Al moes ek myself buig en vou om daar deur te kom. Toe ons kinders was, het ons al deur gegaan en daar was 'n oom net voor ons. Wat vasgesit het. En ons almal moes toe weer agteruit klim. Want dit is net one way. One way. En die oom het gedink hy kan inkom. Hy het vir hom gesê, man, ek was al hier deur en toe klim hy en toe daai een kinkel. Toe kan hy nie meer kinkel nie. En toe moes hulle hom uittrek. So om dieper te gaan is 'n adventure. Maar dit is baie keer risky. Dit is baie keer deurdruk. Dit is 'n bietjie ander perspektief. En net so in ons geestelike lewe het ons nodig om 'n bietjie dieper te gaan. Maar die dieper wat ons moet gaan in God se woord en sy teenwoordigheid, gaan vra dat ek en jy baie keer deur ongemaklike posisies moet gaan. Maar ek kan vir julle dit wel sê, dat as jy aan die ander kant uitkom, gaan jy 'n getuienis hê wat mense na hom toe gaan trek. Want hoekom?
Die grootste bemarking van die Kongo-grotte is nie hulle website nie. It's the word by mouth. Dis die experience. Hoe sê hulle? The experience sells itself. En daarom gaan baie mense en so kan ek en jy baie maklik net in die eerste saal bly en vir ewig kyk na 'n olielampie se liggie en sê ek is vergenoegd. Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak wie jy is nie. God wil saam met jou dieper ingaan. Hy wil vir jou nuwe openbaringe gee wat jy nie in die voorsaal gaan ontdek nie. Hy wil vir jou nuwe mysteries oopbreek wat jy nie in die voorsaal gaan kry nie. En die woord van die Here sê, there's so many new mysteries that I want to reveal to you, but I can't because you can't bear it right now. God gaan jou nie vat van die restaurant en jou deurgooi na die skoorsteen of na die posbus van die Kongo-grotte nie. Hy gaan jou deur 'n journey vat. Dat jy gewoond raak aan die journey, dat jy gewoond raak aan die dieper, en dan gaan hy vir jou sê, alright, now it's time to press in. En hierdie volgende 3 dae met ons vas en gebed, is dit juist dit, to press in, om God meer te soek, om hierdie honger wat ek en jy nou net ons hande opgesteek het van, om te sê, ek het 'n honger na die Here, om dit te vat en te sê, Lord, I'm going to take this hunger and I'm going to pursue you. I'm going to chase after you. I'm going to press in. En ek glo en ek bid, dat aan die einde van hierdie 3 dae se vas en gebed, dat jy by 'n plek sal kom, waar jy jou roeping sal begin beleef. Waar jy die diepte en die volheid van God se woord sal begin ervaar. Hoekom? Because we pressed in. Al voel jy vandag leeg, die Here wil jou volmaak. Alright, ek klaar met die inleiding. Kom ons maak ons Bybels oop in Esegiel 47, ja, 47. Terwyl jy dit soek, is jy gereed om dieper te gaan met die Here? Is jy gereed om 'n keuse te maak om dieper te gaan in jou verhouding met God? En elke ou se diepte lyk anderste. Elke ou se diepte lyk anderste en ons gaan dit nou sien. Esegiel 47 vers 1. In my vision, the man brought me back to the entrance of the temple. There I saw a stream flowing east from beneath the door of the temple and passing to the right of the altar on its south side. The man brought me outside the wall through the north gateway and led me around to the eastern entrance. There I could see the water flowing out through the south side of the east gateway. Measuring as he went, he took me along the stream for 1,750 feet and then led me across. The water was up to my ankles. He measured off another 1,750 feet and led me across again. This time the water was up to my knees. After another 1,750 feet, it was up to my waist. Then he measured another 1,750 feet, and the river was too deep to walk across. It was deep enough to swim in, but too deep to walk through. He asked me, "Have you been watching, Son of Man?" Then he led me back along the riverbank. Then, when I returned, I was surprised by the sight of many trees growing on both sides of the river. Ek glo ons is vandag in 'n tyd waarin ons moet inbeweeg. Dit help nie ons staan meer buite die rivier nie. Ons moet in die rivier inklim. Die rivier is besig om spoed op te tel. En ek en jy het nodig om in te klim. So kom ons kyk gou vinnig na die enkels. Die eerste diepte was enkels vir ons voete en dit praat van loop
dit praat van rigting, dit praat van daaglikse gedrag. Die water was tot by die enkels. Voete verteenwoordig gewoonlik die volgende. Dit verteenwoordig die rigting en gehoorsaamheid. Dit verteenwoordig wanneer jy gaan en hoe jy leef. Dit bepaal jou lifestyle. En ons het nodig om in die rivier te klim. Nou hierdie enkel diepte, God se lewe beïnvloed hoe ons lewe. So ons klim in die Here en ons klim in God in. Ons het ons hart vir hom gegee, ons het tot bekering gekom, ons glo in hom, ons weet nou wie hy is en ons is reg om die pad saam met hom te stap. Maar ons is net enkel diep. Ons kan net hierdie diepte hanteer. Ons kan nog nie die stroom hanteer nie. Ons moet nog eers ons voete vind. Julle sal weet as jy in 'n rivier gaan loop, daar's klomp klippe en daar's 'n bietjie ongelyke areas, so jy moet versigtig loop. So jy's half nog in beheer van hoe jy loop. Jy kan nog sê, okay, ek wil my voet daar sit. Die diepte is nog van so 'n aard dat jy die bodem kan sien. Jy's nog in beheer van waar jy gaan, maar jy het darm al by 'n bekeringsvlak van geloof uitgekom wat jy sê ek wil. En vandag praat ek hopelik met mense wat al by 'n plek gekom het wat sê ek wil die Here dien. Ek wil die Here dien. En so kan ek en jy bewus wees van God se teenwoordigheid, want ons voel die rivier loop. God se teenwoordigheid is daar. Hy stroom oor ons tone en dit is 'n lekker gevoel as jy in 'n rivier staan en die water stroom, nee, die water vloei. Dan voel dit daar's lewe, daar's beweging. Dis ons bekeringsgeloof of ons vlak van bekering. Nou, kniediepte gaan ons nou 'n bietjie dieper. En ons kom by 'n plek waar ons sê ek wil bid. Ek het geloof dat wanneer ek bid, dan hoor die Here my. Ek het geloof dat wanneer ek bid, dan weet ek die Here antwoord gebede. So ek begin bid. Ek kom by 'n plek waar ek myself 'n bietjie meer onderwerp aan God se woord. Want nou is ek darm al knie diep. Jy weet die rivier op knie diep kan jou darm al 'n bietjie stamp en stoot en so aan. Jy's 'n bietjie minder op jou voete. Want die rivier is so 'n bietjie sterker, hè? So jy kom by 'n plek waar jy 'n bietjie meer onderwerp aan die Here. En dit bou nederigheid by jou. Want wie van julle het al vir mekaar gelag as jy in 'n rivier gestap het en eweslik gly en kaplonks, as jy in die rivier dan staan jy weer op en dan sê ja, lekker geval. Nee, daar's 'n bietjie nederigheid wat in jou lewe inbou. Maar die kniediepte verdiep ook ons gebedslewe. Kniediepte sê vir my en vir jou, ons is afhanklik van wie God is. Kniediepte bring krag, kom nou deur ondersteuning. Ek is nou nie meer ten volle in beheer met my enkels nie, ek kan loop soos wat ek wil, ek het krag, maar as ek kniediep is, dan is dit daar bietjie meer effort waar ek moet loop. Daar's 'n bietjie meer weerstand en in jou geestelike lewe gaan jy miskien 'n bietjie meer weerstand beleef. Want onthou die duiwel hou nie daarvan dat jy dieper moet gaan in die Here se in jou verhouding met die Here nie. Hy wil hê jy moet struikel, hy wil hê jy moet uit die rivier uitklim. Maar omdat ons nou in die rivier is, kom ons en ons sê, right, ek gee 'n bietjie oor aan die Here. Hierdie vlak van my knie praat van 'n toegewyde geloof. Ek is bietjie meer toegewyd. Ek is meer konsekwent in my Bybel lees. Ek is bietjie meer konsekwent in my gebedslewe. Ek kom kerk toe, ek spandeer tyd saam met broers en susters. En dan kom ons by die middellyf. Nou is ons almal 'n bietjie, ons loop nou so in die rivier, hè. Die koue water maak nou 'n bietjie moeilik. En hierdie area praat van krag en dit praat van voortplanting, dit praat van diens. Dit gee vir my en vir jou krag om vorentoe te beweeg. Daai krag kom en hy help ons 'n bietjie verder. Ons kan 'n bietjie vinniger loop in die rivier want die rivier gee so 'n bietjie meer support agter jou. Omdat dit oor jou middel is, praat dit van geestelike voortplanting. Dit praat van ek kan ander mense nou al begin lei na die Here toe. Ek kan ander ouens help om geestelik te groei, want ek het daarom nou al halfpad, ek is daarom al middelpad in hierdie rivier en ek het daarom nou al standvastigheid, ek het onderwerp, ek het 'n goeie gebedslewe, ek lees my Bybel, so ek kan ander ouens help om ook die Here te dien. En dan praat dit ook van verantwoordelikheid dra. Dit praat van daar's verantwoordelikheid op my en jou lewe.
Dit praat van die vrugdraende geloof. Jou geloof is nie nou net meer geloof wat ek hoop iets gebeur nie. Jou geloof het 'n bietjie meer sekerheid. Jou geloof is op 'n plek waar jy kan sê, ek kan nou vorentoe beweeg. Maak nie saak wat rondom my gaan nie, want my God is met my. En ons kan die pad stap en ek kan dieper gaan. En dan kom ons by 'n plek waar die waters so diep is dat ek en jy kan swem. En dit praat van totale oorgawe. Die rivier vat jou waar hy jou wil vat. Jare terug, ek was in diensjaar gewees, kry ons die geleentheid om as groep langs die Olifantsrivier te gaan bly in iemand se huis. Die huis se braai area, hulle het so braai areaetjie daar, en dan sien jy so 'n muurtjie, dan loop die rivier, loop letterlik teen hulle stoep. En dan is daar so 'n keerwalletjie hierdie kant en dan is die seekoeie daar. So ons het lekker in die oggende daar gesit, dan kyk ons die seekoeie. En aan hierdie kant is die water 'n bietjie meer rof en daar's 'n klomp dinge daar binne. En maar die groot pret van hierdie retreat of hierdie kuier, hierdie vakansie, noem dit maar so, was om op 'n tube te klim, 'n binneband, en by die rivier af te gaan. En dan sommige kere is die rivier te vlak, dan moet jy jou tube optel en loop. En dan sien jy, daar lê die krokodille. Dan loop jy so 'n bietjie vinniger. En dan kom jy by 'n bietjie dieper plekke en dan klim jy op die tube en dan vat die rivier jou weer waar jy wil wees. En op 'n stadium die meisie wat in die span was, wie se ouers se plek dit is, sy sê vir ons ouens, hierdie volgende stretch, as ons nou op die tubes klim, bly net regs. Want regs is die rivierbank, die spoed van die rivier is 'n bietjie minder. As jy by daai plek kom, jy gaan dit sien, is 'n groot rots. As jy links gaan bly, is jy in die moeilikheid, ons groet jou nou. Jy's dood, want daar's 'n waterval. Bly asseblief regs. En ons almal is reg. En soos enige jong mens, klim ons op die tubes en ons gesels meer as wat ons kyk wat rondom ons aangaan, en so bevind twee van ons leiers hulle self aan die linkerkant van die klip. En ons sien daar gaan hulle, was so eentjie voor ons. En ek en Vlam besluit, Vlam het rooi hare gehad. Ek en Vlam besluit, ons sien hulle gaan daai kant toe en hulle is in die moeilikheid. En hulle begin skreeu in die white waters. Dis daai kant. En ek en Vlam is hier langs die kant uit en ons hardloop op klippe, al die pad langs die kant, en ons probeer nou uitfigure, hoe gaan ons hulle help? Hulle het geen beheer oor niks nie. Die rivier vat hulle. En op 'n stadium, goddelike wonderwerk, gryp ek en Vlam 'n tak, 'n boomstomp, en ons swing dit oor die rivier gedeelte. En hulle kom en hulle gryp aan daai tak en ek en Vlam lê op die tak, want die rivier vat alles. En so katrol hulle self in. Toe ons 100 meter verder stap, toets dit waterval af. Daai twee pelle van ons sou nie vandag hier gewees het as die Here nie gehelp het nie. Needless to say, ons moes kilometer ver loop om weer by gewone water uit te kom, om oor die rivier te gaan, om by die regte plek uit te kom. Wat ek vandag vir jou wil sê is, wanneer jy in die rivier klim saam met die Here, it's gonna be a journey. But trust the Lord. Hy is in beheer. Amen. Die Here is in beheer. En ek en jy moet groei na hierdie plek toe waar ons kan sê, ek gee gesag en beheer oor aan die Here. Hy vat alles. My verstand sê vir my, ek het klaar vis gevang. Maar my geloof sê vir my, op u woord gooi ek die nette uit. Dis 'n ten volle oorgawe. Ons noem dit spirit-led faith. Geesgeleide geloof. En my vraag aan elkeen van ons dan vandag is, waar begin jy? Waar is jy op die oomblik? As jy enkel diepte is, gaan dieper hierdie week in jou vas en gebed. Gaan dieper in jou verhouding met die Here. Gaan tot by jou knieë. As jy by die knieë is, wil ek jou aanmoedig, gaan dieper. Kom tot by die heupe uit.
As jy al hipdiepte is, dan wil ek jou aanmoedig, let go, en gaan begin swem, want die Here wil jou roeping in jou lewe begin wakker maak, sodat ons kan doen dit wat hy wil hê, ons moet doen. Nommer 1, hoe gaan ons begin? Ons begin met ons 3-dag vas. Ons begin deur te vas en te bid. Ek wil vir julle sê, om te vas en te bid, beteken, ek vas en ek bid. As jy net vas en nie bid nie, dan is jy besig met 'n diet. En jy bereik niks. Die krag kom daarin dat jy saam vas en bid. So, as jy sê ek doen 'n vol vas, spandeer die oggend ontbyt, die middagete en aandete. Spandeer daai tye wat jy sou spandeer het aan eet. Spandeer dit aan gebed, tyd saam met die Here. Nou, ouers, kom ons wees gou eerlik, jou kinders gaan 10-1 nie noodwendig saam met jou vas nie. Hulle gaan nog wel eet. Manage dit saam met jou kinders, maar spandeer die tyd saam met hulle en spandeer die tyd saam met die Here. Wat is die tweede ding wat ons kan doen? Ons gaan meer tyd in God se woord spandeer. Jy maak 'n keuse. Onthou ons het begin deur te sê, dis 'n keuse. Maak 'n keuse om tyd saam met die Here te spandeer. Maak 'n keuse om meer woord te lees. Maak 'n keuse om te bid. Maak 'n keuse om dan verder te groei, om by School of Ministry betrokke te raak, die kursusse wat ons aanbied. Kom na die kursus toe. Maak 'n keuse om meer te leer, meer te groei. Ek wil vir jou aanmoedig en vir jou vandag sê, we are going deeper and further. We are going deeper and we are going further. Wie van julle is saam met my? Staan op jou voete. As jy saam met my sê, ek wil dieper gaan, ek wil verder gaan in my verhouding met die Here, staan saam met my. Dis 'n keuse wat jy maak. Jy hoef nie te staan omdat almal staan nie. Ek het hierdie prentjie gekies spesifiek. Want wanneer ons kyk na die uiterlike, dan sien ons baie keer net die topdele. Maar 'n ysberg het altyd diepte. Altyd diepte. En ek wil vandag vir jou sê, jy mag dalk net sien dit wat die Here nou op jou lewe, op jou oomblik doen in jou lewe, en wat die Here vir jou leer, en wat die Here vir jou sê. Jy mag dalk net die oppervlakte sien vandag. But when you go deeper, you will see many more miraculous things. Daar gaan meer mysteries en openbaringe vir jou oopgaan, hoe dieper jy gaan in jou verhouding met die Here. Is jy reg om dieper te gaan? Here, ek wil bid vir elkeen van ons wat vandag hier staan, Here. En ek wil vra, Heilige Gees, dankie dat ons vandag kan sê, U is ons leidsman. U is die een wat ons guide. U is die een wat ons by die hand vat en dat U is die een wat ons lei. En so wil ek dan vra, Here, dat U vir elkeen van ons wat nou staan, Here, ons staan omdat ons vandag 'n keuse maak dat ons enkel diepte toe gaan. Ons maak 'n keuse om vandag knie diepte toe te gaan. Ons maak vandag 'n keuse, Here, om heup diepte te gaan. Ons maak 'n keuse, Here, om te begin swem. En ek wil vra, Here, dat U ons sal toevou met U liefde. Want Here, ons weet ons oorwinning en ons deurbraak lê in U liefde. Ons hoef niks te vrees nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun vir ons gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. En ek dank U daarvoor, Here. Mag U naam verheerlik word in en deur ons lewe. En Here, dat hierdie week, terwyl ons ook as 'n gemeente vas en bid, dank ek U, Vader, dat U met ons praat en dat U vir ons dinge sal openbaar. En Here, dat U vir ons met ons as 'n gemeente sal praat, maar Here, dat U ook met ons as 'n individu sal praat. Here, dat U ons sal help om dieper te gaan met ons verhouding met U. Mag U naam verheerlik word. Dat U koninkryk sal kom, dat U wil sal geskied. Ontvang die seën van die Here vanoggend. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, dat ons hierdie week werklik sal beweeg
om die lig van Christus te reflekteer en die lewe van Jesus met ander te deel en Here hoop vir mense te bring, want U is ons hoop. U is ons alles. Lord, we have a hunger and a thirst for more of You. Here, dat ons hierdie week dan werklik lig en lewe sal wees. Waar ons ook al beweeg, dat mense Christus in ons sal sien. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.